Dierbare Here, wat 'n wonderlike voorreg om in U teenwoordigheid te mag wees. Nie net vanoggend hierdie uur in die kerk nie, maar as ons hier uitstap, Here, ons leef elke oomblik onder U hand van genade. Elke tree wat ons gee, elke asemteug wat ons intrek, Here, kom van U af. Dankie dat ons in hierdie lewe nie alleen is nie. Dat U deur U Gees binne in ons bly, rondom ons is, ons dra, ons versorg, ons troos, ons hoop gee, selfs wanneer dit lyk asof daar nie meer hoop is nie. En Here, wanneer ons vanoggend as gemeente saam sit, en ons sit so met die Bybels oop voor ons, dan weet ons, soos altyd, hierdie is U woord. Hierdie is die roete wat U gekies het om met ons te praat. En ons is hier, Here, omdat ons graag tyd in U woord wil spandeer. Ons wil U stem hoor, ook vir ons lewens. En daarom bid ons en vra, spreek, Here, want U kinders is hier om te luister. Ons begin vanoggend met die laaste gedeelte van die derde en die laaste bedryf van Openbaring. Nou net so vinnig terug, hier van hoofstuk 15 af, het ons met 'n verkyker in die teenwoordige tyd gestaan, en ons het vorentoe gekyk sodat ons kan sien wat die einde van die tyd inhou. En die feit dat ons nou reeds weet hoe die einde gaan uitspeel, help ons om vandag in die hede die regte besluite te neem. Ons uitsig op die toekoms gee vir ons insig in vandag. Van hoofstuk 15 af het ons as dit ware deur 'n stroomversnelling begin gaan en het die dinge begin om baie vinnig na mekaar te gebeur. Met die uitgooi van die 7 wraakbakke in hoofstuk 16 voltrek God sy oordeel finaal oor die bose magte en oor die goddelose mensdom. In hoofstuk 17 word die sedelose vrou deur die rooi dier opgeëet. In hoofstuk 18 kom die bose stad Babylon, wat simbolies is vir alles en almal wat teen God is, tot 'n val. En alhoewel dit vir die goddelose mense 'n vreeslike hartseer gebeurtenis is, lees ons aan die begin van hoofstuk 19 dat daar vreugde in die hemel is. Dat God se kinders aan hom al die eer en al die lof toebring, omdat hy die goddelose magte oorwin het. Die res van hoofstuk 19 gaan oor die bruilofsfees van die lam. Die ruiter op die wit perd, dis Jesus Christus, verskyn op die toneel, en hy verslaan al die goddelose konings by die slag van Armageddon. Die dier uit die see, dis die Antichrist, en die dier uit die aarde, die valse profeet, word gevange geneem en in die vuurpoel wat met swaal brand gegooi. Nou julle sal onthou, ek het al in die verlede daarna verwys ook. In Openbaring doen die duiwel homself voor as 'n bose drie-eenheid. En 2 van die 3 het nou geval. Nou dat die Antichrist en die valse profeet in die vuurpoel gegooi is dit nog net die vader, in aanhalingstekens, van die drie-eenheid. Die slang van ouds wat oorwin moet word. En daarvan lees ons vanoggend in Openbaring 20. Openbaring 20 is seker die gedeelte in die hele boek waaroor daar die meeste interpretasieverskille onder die geleerdes is. Want die 1000-jarige vredesryk kom vanoggend aan die orde. En ek dink die maklikste gaan dalk wees as ek net eers so kortliks vir julle verduidelik waaroor verskil die mense so baie. En dan kan ons die hoofstuk lees sonder dat ek dan te veel tussenin hoef te verduidelik daaroor. Kyk, die kern van die saak lê eintlik in vers 2. Ons lees dat 'n engel uit die hemel uitkom, dat hy die duiwel gegryp het en hom vir 1000 jaar vasgebind het.
En die verskillende interpretasies gaan nou oor die vraag of hierdie 1000 jaar wat die duiwel vasgebind is dit nou al verby? Of is dit nou tans aan die gang of lê dit nog voor, iewers in die toekoms? Behalwe vir die hele saak oor die 1000 jaar, is daar nog 4 ander begrippe in Openbaring 20 waaroor die geleerdes ook van mekaar verskil. Daar word gepraat van die eerste opstanding en die tweede opstanding en die eerste dood en die tweede dood. Maar kom ons begin nou eers by die engel wat vir Satan 1000 jaar lank toesluit. Daar's basies 3 sienings. Die eerste siening noem hulle die postmillennialisme. Dis nou eintlik maklik. Post is mos na die tyd, né? Postmortem is as hulle kyk wat het jou oorgekom, die dood, na die dood. Postmillennialisme, millennium, 1000 jaar, na die 1000 jaar sal die wederkoms plaasvind. So dis die eerste siening. Satan gaan vasgebind word en dan gaan daar letterlik 1000 jaar verloop en dan sal Christus se wederkoms aanbreek. Die tweede siening is premillennialisme. Dit sê dat Christus se wederkoms gaan aanbreek voordat die Satan vir 1000 jaar vasgebind gaan word. Hierdie tweede een is baie gewild onder ouens, maar dis die mees triekieste een van hulle almal. Volgens hierdie siening gaan daar eintlik 2 wederkomste wees. Christus gaan terugkeer aarde toe en hy gaan die Satan kom vasbind. Dan gaan die gelowiges wat reeds gesterf het, ons oumas en oupas en daai mense, gaan opstaan uit die dood uit. Dit noem hulle dan die eerste opstanding. En saam met Christus gaan daai gelowiges dan vir letterlik 1000 jaar op aarde regeer. En dan na hierdie 1000 jaar gaan Christus weer opvaar hemel toe. Hy gaan sy bruid, die kerk, die gelowiges, saam met hom neem. En dan bly die ongelowiges op aarde agter en word die Satan vir 'n kort tydjie na die 1000 jaar wat hy vasgebind is, losgemaak om die wêreld te tuister. En dan volg daar 'n tweede wederkoms van Christus, dis wat hulle sê is die tweede opstanding, en dan is dit die finale oordeel en dan's alles verby. Die probleem met hierdie teorie, dis ouens wat verskriklik ernstig voel oor die Bybel, is dat hulle die Ou Testamentiese profeseë en Openbaring so letterlik lees. Jy sal hoor ouens wat hierdie teorie voorstaan. Hulle sal vir jou sê, maar dit staan in die Bybel. Kyk, hier staan dit in Openbaring. Hulle lees dit so letterlik dat hulle uiteindelik by 'n antwoord uitkom wat baie ver weg is van dit wat die Bybel eintlik vir ons sê. Ek meen, nêrens in die Bybel word daar gepraat oor 2 wederkomste van Christus. En 1000 jaar gaping tussen Christus se wederkoms en die finale oordeel, dit ken die Bybel ook nie. So dit help nie jy sê, nee jong, ek lees wat die Bybel sê, maar dan is jou antwoord waarby jy uitkom iets wat heel vreemd en weg van die Bybel af is. As jy 1 Korintiërs 15 gaan lees en jy lees 2 Tessalonisense 1, dan sien jy die wederkoms en die finale oordeel gebeur alles op dieselfde geleentheid. Die derde siening, is dalk die beter een, die 1000-jarige vrederyk. Hulle praat van, of hulle word genoem, die amillennialisme. En dis om te sê, dat hierdie 1000 jaar, waarvan ons nou gaan lees, eintlik net 'n simboliese beskrywing is. Van 'n tydperk, tussen Jesus se hemelvaart, nadat hy gekruisig en uit die dood uit opgestaan het, en sy wederkoms, aan die einde van die tyd. 10 ken julle mos nou al, ons werk al lank met die simbole in Openbaring. 10 is 'n simbool van volheid, afgeslotenheid. 3 is die getal van volle betuiging, dis regtig waar, dit is so. En 10 tot die mag 3, 10 maal 10 maal 10, bring jou dan by 1000 uit. 'n Vooraf vasgestelde, afgeronde tydperk. En hoe ons dit dan verstaan, is dat
goeie mense en slegte mense, of goddelose mense, bestaan langs mekaar in hierdie wêreld, tot en met dat die wederkoms van Christus aanbreek. Dis mos maar hoe dit nou is. Die gelowiges en die ongelowiges leef saam tot by die wederkoms. En dan, na die wederkoms, breek die perfekte koninkryk van God aan. So die 1000-jarige vredesryk dui op die huidige tyd. Christus wat geestelik heers oor sy kerk op aarde, vanuit die hemel. So is niks niets of vreemds of snaaks hier aan. En dan kan jy nou na daai 4 woorde gaan kyk. Die eerste dood waarvan ons lees is die dood wat ek en jy op aarde sterf. As ons doodgaan, is dit ons eerste dood. En wat gebeur dan? Dan gaan jou gees dadelik hemel toe, na Jesus Christus toe, om saam met hom vanuit die hemel te heers. Dit sou mens kon sê jou eerste opstanding. Eerste dood op aarde en jou eerste opstanding, jy's dadelik in die hemel, daai 2 goed gebeur direk na mekaar. En dan die tweede opstanding, dis wanneer die wederkoms plaasvind, en jou liggaam en jou siel weer herenig word. En dis waar dit stop vir gelowiges. Die tweede dood is die ewige dood in die hel. Maar dis nie op gelowiges van toepassing. Nou dalk voel jy nou, hemel, dominee, jy het my lankal verloor. Net na die môre sê vanoggend. Hierdie goed maak glad nie vir my sin nie. Maar die oomblik as ons nou hoofstuk 20 lees, gaan jy sien hoe val die goedjies in plek. Hoofstuk 20 begin net nadat die 2 diere, die dier uit die aarde en die dier uit die see, die antichrist en die vals profeet in die vuurpoel gegooi is. En dan staan daar toe, het ek 'n engel gesien wat uit die hemel neerdaal met die sleutel van die onpylbare diepte en 'n swaar ketting in sy hand. En hy het die draak, die slang van wel-eer, wat duiwel en Satan is, gegryp en hom vasgeketting vir 1000 jaar lank. Hy het hom toe in die onpylbare diepte gegooi, dit toegesluit en dit bokant hom verseël, sodat hy nie meer die nasies op 'n dwaalspoor sou lei nie, totdat die 1000 jaar verstryk het. Daarna moet hy vir 'n kort tydjie losgelaat word. So vanuit die hemel, van God af, kom daar 'n engel met 'n swaar ketting in sy hand, wat dui op die onverbreekbaarheid van hierdie binding wat nou gaan plaasvind. Hy het ook die sleutel na die onderaardse diepte, daar waar die antichrist en die vals profeet reeds ingegooi is. Nou, wanneer hierdie engel vir Satan met die ketting vasbind, word die duiwel se mag ingeperk. Nou het hy net beperkte mag en speelruimte. Hy kan nie meer maak wat hy wil nie. Hierdie inperking, hierdie vasbind van die duiwel, het natuurlik plaasgevind toe Jesus Christus aarde toe gekom het. Jesus se menswording, sy sterwe aan die kruis, sy opstanding uit die dood, was sy oorwinning oor die Satan en oor die dood. Daardeur is die duiwel se mag eintlik gebreek. Hy kan nie meer maak net wat hy wil nie. Hy's vasgebind. Die klein rukkie wat ons lees, hy losgelaat moet word aan die einde van die 1000 jaar, met ander woorde net voor die wederkoms, sê vir ons dat gelowiges baie meer intensief getuister gaan word hoe nader die einde van die einde kom. En dan vers 4, ek het ook trone gesien, en aan die wat daarop sit is mag verleen om te oordeel. Nou dit wat Johannes hier sien, hy sien nou die hemel, en hy sien die siele van die gelowiges wat al reeds op aarde gesterf het. Ek het die siele gesien van hulle wat onthoof is vanweë die getuienis oor Jesus en die woord van God. Dis hulle wat nie neergeval het om die dier in sy beeld te aanbid nie, en nie die merk op die voorkop of op die hand ontvang het nie. Met ander woorde, hulle het aan die Here getrou gebly, hulle het nie agter die duiwel en die goddelose wêreld aangeloop nie.
Hulle het lewend geword en saam met Christus regeer 1000 jaar lank. Dis die gelowiges wat nou op aarde gesterf het. Met ander woorde, hulle het in die eerste dood gehad en hulle gees is nou by Christus in die hemel. Die eerste opstanding. Die oorblywende dooies het nie lewend geword voordat die 1000 jaar verstryk het nie. Dit is die eerste opstanding. Gelukkig en heilig is die een wat deel het aan die eerste opstanding. Met ander woorde, die wat doodgaan en hemel toe gaan. Oor hulle het die tweede dood in die hel geen mag nie. Hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met hom 1000 jaar lank regeer. Hierdie 6 verse sê eintlik is 'n baie mooi verduideliking van dit hoe ons in elk geval nog altyd die goed verstaan het. Christus het aarde toe gekom. En deur sy kruisiging en sy opstanding uit die dood het hy die mag van die duiwel gebreek. Nou het die duiwel net beperkte speelruimte. Maar dit beteken nie dat gelowiges op aarde nou nooit gaan sterf nie. Die eerste dood het mag oor ons almal. Ons sien dit elke dag raak. Almal van ons gaan een of ander tyd op aarde sterf. Die eerste dood deurgaan. Maar dan staan jou gees dadelik uit die dood uit op. Dis die eerste opstanding. Jou gees gaan hemel toe. Daar waar Christus is, gaan jy wees. En daar regeer ons dan saam met Christus vir die simboliese 1000 jaar, die volle tydperk van Jesus se hemelvaart af tot met sy wederkoms. En dan, wat gaan dan gebeur? Vers 7. Wanneer die 1000 jaar verstryk het, met ander woorde wanneer die wederkoms nou aanbreek, sal Satan uit sy gevangenskap losgelaat word. Dan sal hy optrek om die nasies tussen die 4 uithoeke van die aarde, die Gog en Magog op 'n dwaalspoor te lei en om hulle te mobiliseer vir die oorlog. Hulle getal is soos die sand van die see. Hulle het van oor die breedte van die aarde opgeruk en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. Nou hier's nou weer 2 vreemde woorde, Gog en Magog. Jy moet eintlik maar Esegiel gaan lees om dit te verstaan. Esegiel 38 en 39, daar lees ons van 'n vyandige, goddelose koning wie se naam Gog was en hy het gekom uit die land met die naam Magog. So as vers 8 nou sê die duiwel het vir Gog en vir Magog gaan haal, dan beteken dit al die goddelose nasies van die wêreld, almal wat vyandig gesind is teenoor die Here, word nou deur die duiwel bymekaar gebring vir oorlog teen God. So dis in die allerlaaste oomblik, jy kan dit nie glo nie. Hoeveel keer het ons nou nie al gelees nie, die duiwel is verslaan, is klaar, is verby. En wraggies dan lig hy weer sy kop om nog 'n keer te probeer. Dit laat ding amper in 'n bokswedstryd. Nee, hy is plat geslaan. Plek sy net bly lê, hy sal homself baie moeite spaar. Net so as jy dink, hulle klap 1, 2, 3, dan lig hy weer sy kop op en dan slaat hulle hom weer 'n keer plat. En dan 1, 2, 3 en dan slaat hulle hom weer 'n keer plat. Dis presies wat hier gebeur. In die allerlaaste oomblikke van die wêreldgeskiedenis probeer die bose nog so heel laaste keer sy kop lig. Met al die mag wat hy oor het, kyk hy of hy nie die skaal in sy guns kan laat swaai nie. Maar wat is verniet? Sy lot is klaar beslis. Toe het daar vuur uit die hemel neergedaal en hulle verteer. Die duiwel, wat hulle op 'n dwaalspoor gelei het, is toe in die poel van vuur en swaal gegooi, waar die dier en die valse profeet ook is. En hulle sal dag en nag gefolter word, vir ewig en ewig. God gryp in en hy vernietig die duiwel finaal. Die derde persoon van die bose drie-eenheid, die slang van ouds, Satan, is nou ook in die poel van vuur en swaal gegooi. En nou sit die laaste sien van die blik aan 10. Jy kan maar Openbaring 20 vers 10 in jou Bybel gaan merk, dis die laaste keer in die Bybel waar daar ooit oor die duiwel gepraat word. Nou
is Satan se mag nie net gebreek nie. Sy speelruimte is nie net ingeperk nie, hy is nou finaal verslaan. Daar's nie eers meer 'n laaste stuiptrekking oor nie. Hy kan nie eers weer sy kop so een keer lig nie. En nou dat daar finaal met die duiwel afgereken is, word daar ook finaal met die mensdom afgereken. Christus verskyn as regter op sy troon om finaal uitspraak te lewer oor die mense. En hiermee bring God dan die wêreld, die mensgeskiedenis tot 'n einde. Vers 11. Toe het ek 'n groot wit troon gesien en iemand wat daarop sit. Die aarde en die hemel het van sy aangesig af weggevlug. En daar was nie meer plek vir hulle nie. En ek het die dooies, magtiges en die geringes, voor die troon sien staan. So nou kom almal voor die troon van God staan. Toe is die boekrolle oopgemaak. Nou in hierdie boekrolle staan elke mens se lewensverhaal opgeteken. Alles wat jy gedoen het, word nou bekend gemaak. Die kinders sou gesê, dis scary stuff. Dit hang nou seker af hoe jy geleef het, nee, maar soos wat ek myself en die res om my ken, so ek maar wou gehad het, jou boekie moet toebly. Maar dan word die boekrol oopgemaak. En nou weet ons mos, God se standaard is volmaaktheid. Net een misstap in jou lewe, een inskrywing van 'n goddelose daad in hierdie boek, en jy word tot die ewige hel verdoem. Maar lees nou verder. 'n ander boekrol is ook oopgemaak, naamlik die een van die lewe. Die dooies is op grond van wat daar in die boekrolle opgeteken is, volgens hulle dade geoordeel. Die see het toe die dooies wat daarin is teruggegee, en die dood en Hades, Hades is die doderyk, die dooies wat daarin is teruggegee, elkeen is volgens hulle dade geoordeel. Toe is die dood en die Hades in die vuurpoel gegooi. Dis die tweede dood, die vuurpoel. En as gevind is dat iemand nie in die boekrol van die lewe opgeteken is nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Julle kyk net hoe duidelik staan die goeie nuus van die Bybel hierso. Daar's ook 'n ander boek oopgemaak. Die boek van die lewe. Die boek van die lewe is die boek waarin dit nie gaan oor wat jy gedoen het nie, maar oor wat vir jou gedoen is. As ek nou maar so 'n bietjie my eie beeld kan gebruik, by party ouens, almal kom nou, die see, almal wat uit die see en uit die dood, almal kom tree aan in die ry, die boek word uitgehaal. As jou naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, dan word die ander boekrol gevat. En dan word al jou storieetjies gelees, Madeleine, van die eerste tot die laaste. Maar as jou naam in die ander boek staan, dan word hy uitgehaal. En dan, op die eerste bladsy van die boek van die lewe, is Christus se sterwe aan die kruis en sy opstanding uit die graf uit neergeskryf. En elke persoon wie se naam in hierdie boek van die lewe opgeteken staan, hulle word nie geoordeel op grond van hulle eie miserabele, vrotsige lewens nie. Daai boek van hulle word nooit oopgemaak nie. Hulle word geoordeel op grond van Jesus Christus se volmaakte lewe. Julle Kersfees is om die draai. En 'n mens kan eintlik nie anders nie as om raak te sien dat Openbaring 20 alles te doen het met die Here Jesus Christus se geboorte op aarde. Dit was juis tydens Jesus se aardse lewe dat hy die Satan gegryp en hom vasgebind het, sodat ek en jy vir 'n simboliese 1000 jaar van vrede kan leef. Omdat daar 'n eerste Kersfees was, kan ons leef in 'n tyd
waarin Satan net beperkte speelruimte en ingeperkte mag het. Kan julle hoor? Openbaring 20 het alles te doen met Jesus wat mens geword het. Kersfees. En dit verander my en jou hele lewe op aarde. Jy sien die aanhangers van 'n letterlike 1000 jaar, waarin Satan gebind is. Hulle kyk ongelooflik negatief na die huidige tyd waarin ons leef. Hulle sien hierdie lewe op aarde as net boos en sleg. En daarom wil hulle hê dat God iewers in die toekoms van buite af sal ingryp om hierdie gemors waarin ons leef te orden en om dan die gelowiges tot hulle reg te laat kom. Maar dit dan nie al klaar gebeur nie? Het God dan nie reeds van buite af ingegryp toe hy sy seun na die wêreld toe gestuur het nie? Is Jesus Christus se lewe op aarde en sy offer aan die kruis dan nie voldoende nie? Die antwoord is ja. 10.000 keer ja. Deur Jesus se dood en sy opstanding is Satan gebind. Dit hoef nie nog eendag gedoen te word nie. Ons leef nou reeds in daardie 1000-jarige vrederyk. Christus het klaar vir Satan oorwin en daarom kan en moet die kerk van Christus nou reeds leef in die teken van die oorwinning. Die stryd is nog nie verby nie, maar die oorwinning is behaal. En dit moet nou reeds deel van ons lewens wees. Ons hoef nie in hierdie wêreld te leef met 'n al ewige vrees vir geestelike bankrotskap nie. Selfs al gaan dit soms met ons droewig op geestelike gebied. Ons kan leef met die vaste wete dat die uitslag reeds bekend is, selfs al woed die stryd nog voort. Dit laat dink my aan 'n rugbywedstryd waar die Springbokke teen die All Blacks speel. Maar jy kon nie die wedstryd kyk nie. Jy het hom vir jou gerekord. Jy gaan vanaand sit en kyk. En wraggies, hier kom 'n vriend van jou. En hy sê vir jou, wat was die eindtelling? Die Springbokke het gewen met 1 punt. Hulle was vir 'n groot deel van die wedstryd gelyk of hulle gaan verloor, maar hulle het toe gewen. Okay, nadat jy die pel van jou 'n klap gegee het, dat hy jou lewe so kan bederf, kyk jy nou maar tog die wedstryd. Maar nou worry jy nie eintlik meer so baie oor die foute wat gemaak word en die aanslaane en die dreë wat teen die Springbokke gedruk word nie, want jy weet wat die eindtelling is, ons gaan wen. So jy kyk, die stryd is aan die gang, jy sit partykeer met jou hande in jou hare, kan hulle dit doen, daai libbok. Maar jy hoef nie eintlik so vreeslik baie te stres nie, want jy weet wat die eindtelling gaan wees. Die uitslag is reeds aan jou bekend. Jy's eintlik stupid as jy nou 'n hartaanval kry terwyl jy daar kyk, want jy weet mos wat gaan gebeur en niks gaan dit verander nie. Openbaring 20 wil vir ons aanspoor om reeds in hierdie lewe met hoop en met blymoedigheid te leef, omdat die uiteinde van alles sal wees dat ons as gelowiges, sê vers 6, priesters van God en van Christus sal wees, wanneer ons vir ewig saam met Christus lewe. Christus se koms na hierdie wêreld toe het nie net die res van ons aardse lewens verander nie. Dit het ook vir ons 'n ewige toekoms oopgesluit. Deurdat ons ewige bestemming verander is. Ons gaan nie meer eendag geoordeel word op grond van dit wat ons in ons lewens gedoen het nie. Omdat ons name in die ander boek staan, omdat ons name in die boek van die lewe opgeteken staan, gaan ons geoordeel word op grond van Jesus Christus se lewe, nie op grond van ons lewe nie. Wat 'n ongelooflike gerusstellende gedagte. Dis eintlik maar waaroor Kersfees gaan, né?
Dis waaroor Openbaring 20 gaan. Jesus het aarde toe gekom om ons ewige bestemming te verander, sodat ons vir die res van ons lewens op aarde reeds met vreugde en vrede kan leef. Amen. Here God, solank as wat ons hier op die aarde leef, is daar soveel dinge waarmee ons besig is elke dag. Ons lewens en ons gesinne, ons verhoudinge, familie, ons werk, die kinders by die skool, ons toekomsplanne. Here, maar dit alles maak dat ons partykeer vergeet om net 'n bietjie na die eindpunt ook te kyk. Dit is goed vir ons, Here, om hier te leef en om nou reeds 'n verskil te maak op aarde, maar partykeer word ons so ingetrek en meegesleer deur al die ellende op hierdie aarde, dat ons totaal hoop verloor. Die stryd is nie 'n maklike stryd nie. Dis nou amper, Here, soos daai wedstryd tussen die Springbokke en die All Blacks. Dit voel baie keer vir ons asof ons aan die verloor kant is as gelowiges. Ons kry swaar as u kinders op aarde. Ons maak foute. Ons kry seer. Maar God dank, Here, dat die eindtelling reeds op die bord aangeteken is. En dat ons in Openbaring kan sien wat dit is. Dankie dat u ons lief genoeg het om te sê, kom ek gaan wys vir julle, wat gaan gebeur as die eindfluitjie blaas? Wie gaan aan die wenkant staan? Here, dankie dat dit ons help om vandag beter te leef. Meer toegewy aan u, meer gefokus op die dinge wat werklik saak maak en belangrik is, en met 'n wonderlike vrede, omdat ons weet dat selfs in die seer, selfs in die moeilike tye, kan ons met hoop leef, want u het oorwin. Die Satan is reeds vasgebind, en al wat nou oorbly, is dat hy iewers losgemaak gaan word, en in die vuurpoel gegooi gaan word. Here, daarvoor loof en prys ons u naam. Ons staan aan die begin van 'n nuwe kwartaal, 'n laaste kwartaal, 'n besige kwartaal vir mense met kinders op skool, mense by hulle werk met klomp dinge wat nog afgehandel moet word voordat die jaar tot sy einde kom. Klomp funksies, prysuitdelings, afsluitings by die werk, eksamens, eindeksamen vir matrieks. Here, ons het regtig nog 'n vol paar maande wat oorbly na die einde toe. Help ons dat ons uitsig op die toekoms, ons insig nou reeds positief sal beïnvloed. Staan ons by, Here, in hierdie laaste kwartaal. Ons wil leef toegewyd aan u, soos wat ons ook in Romeine gelees het vroeër. Here, ons wil geesdriftig bly. Ons wil u dien. Ons wil nie moeg raak en uitsak nie, maar ons het nie ons eie krag daarvoor nie. Kom bid, o Here, dat u deur u Gees vir ons krag sal gee, die geestelike krag wat ons nodig het, om toegewyd aan u voor te leef. Dankie dat ons hierdie dinge alles in u naam kan bid, die naam van hom wat reeds oorwin het, Jesus Christus. Amen.